Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën, dat die Here ons sal gebruik ook in die uitbreiding van sy koninkryk en die verheerliking van sy naam. Soos ek hier voor my rekenaar sit en ek kyk so op, is die woorde van Galasiërs 5 vers 22 in groot letters gedruk hier reg voor my. En daar staan: die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En die gebed van my hart vanmôre vir myself en vir u is dat ons werklik die vrug van die Gees sal uitlewe aan 'n wêreld wat wegsink in sonde en elende. In hierdie wêreld is daar nie meer liefde en ware blydskap en vrede en lankmoedigheid en al die ander vrugte nie. Waar gaan die wêreld hierdie vrugte sien? By God se kinders. Mag ons hierdie bome wees wat die vrugte gee van die Gees, sodat die wêreld kan kom eet en versadig word en bo alles by ons Here Jesus Christus sal uitkom. Hom sal lief hê as die een wat gestuur is, die Messias wat sy lewe aan die kruis gegee het, die ewige lam van God wat geslag is, sodat ons deur hom gered kan word. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons aktuele reeks. Ons is by boodskap 38 in ons reeks, en die vraag het nou alweer ingekom, en ek gaan nog 'n paar weke aangaan met hierdie aktuele boodskapies. Nou vriende, vanmôre gaan ons bietjie stil staan by een van die moeiliker verse in die Bybel. Nou soos u deur die Bybel lees, sal jy agterkom, van tyd tot tyd is daar 'n gedeelte waar 'n mens by vashak, 'n vers of 2 of 3. En jy wonder, wat beteken hierdie vers werklik? En dikwels kom ons nooit by die verstaan van hierdie verse uit nie. Dis daardie Deuteronomium 29 verse waar ons eerlik moet sê, dis die verborgde dinge wat vir die Here ons God is. Dit beteken nie dat ons as predikers hierdie verse maar net eenvoudig uit die Bybel moet probeer uitvee en sê, ag, moenie daaroor worry nie. Nee. Ek dink ons het nodig om tog vir u antwoord te probeer gee. En wil ek vir u sê, die twee verse wat ek vanmôre gaan hanteer uit 1 Johannes 5 vers 16 en 17 het al geweldig baie blaaie in beslag geneem waaroor teoloë daaroor geskryf het. Waar teoloë boeke en boeke geskryf het oor wat hierdie verse moontlik kan beteken. En daarom gaan ek vir u die twee moontlikhede gee, en kom ons staan stil by hierdie verse en ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee. Die tema van môre is: wat is die sonde tot die dood, waarvan die Bybel praat in 1 Johannes 5 vers 16 en 17. Daar staan: as iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood toe is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Nou wil ek vir u sê, vriende, ek dink dat die skrywers van hierdie bepaalde brief, die skrywer sê eerder Johannes, en die gehoor aan wie hy geskryf het, ek dink 'n baie beter kennis gehad het van wat hierdie sonde was. Ek dink Johannes het vir 'n bepaalde groep mense geskryf met 'n bepaalde sonde wat in die gemeente teenwoordig was, en Johannes het hierdie saak uitgewys en gesê, as hierdie sonde gedoen word, moenie verder vir hierdie persoon bid nie. As hierdie sonde nie gedoen is nie, kan jy vir hierdie persoon verder bly bid. Dit wat ons as Christene doen vir mense om voorbidding vir hulle te bly doen. So wat hierdie sonde presies is, verduidelik Johannes nie. Ek dink omdat die mense alreeds verstaan het waarna hy verwys as eerste ontvangers van hierdie brief. Maar kom ek gaan vir u die twee verklaringe gee wat die teoloë deur die eeue gegee het oor hierdie bepaalde vers. Nou die eerste verklaring handel maar daaroor dat dit gaan oor die ongeredde wat dan deel geword het van die Christelike kerk. En jy moet onthou, in elke kerk is daar gereddes en ongereddes. Want die ongereddes sypel baie keer in by die kerk. Ons sien hulle nie altyd nie. Hulle lyk soos ons en hulle praat soos ons, maar hulle harte behoort nie regtig aan die Here nie. Die Here waarsku sy eie volk en hy sê, julle nader na my met die lippe, maar julle harte is ver van my. En so was dit ook gewees in die apostelse tyd en so ook vandag in die kerk van die Here Jesus. Nou vriende, ons sien aan die tyd van die Here Jesus was daar die klomp fariseërs en sadduseërs. Dis mense wat belydenis gedoen het dat Abraham hulle vader is, dat God hulle God is, en hulle het Jesus verwerp. En daar gebeur iets baie interessant tydens Jesus se aardse bediening. En dis een van die verklaringe. Hierdie sonde wat hulle gedoen het, waarvoor 'n mens die voorbidding moet doen nie. Matteus 12:22. Toe het hulle 'n duiwelbesetene wat blind en stom was na Jesus gebring. En hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Met ander woorde, is hy nie die Messias nie? Maar hoor wat sê die kerkmense, hoor wat sê die fariseërs, toe hulle dit hoor. Hy dryf die duiwels nie anders
as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels uit nie. Watter bose aanmerking en opmerking en eintlik beskuldiging teen die seun van die lewende God. En nou sê Jesus, Matteus 12:31 en 32, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu en ook in die toekomende nie. Nou vriende, die kommentaarskrywers reken dat daar mense was in die gemeente tydens Johannes se bediening, waar hy dan ook hierdie briewe geskryf het, wat op 'n stadium saam met die Christene die pad gestap het en later op die punt uitgekom het om Christus te verwerp, die werke van Christus te verwerp en dit toe te skryf aan die duiwel. En Johannes sê hierdie mense het op daardie punt gekom van afsnyding, waar daar nie meer hoop is vir hulle nie, waar hulle deur hulle woorde, deur hulle dade en deur hulle optrede, eintlik hierdie Messias wat hulle eens op 'n stadium in aanhalingstekens bely het, nou verwerp en sy werke toeskryf aan die van die duiwel. En daarom sê Johannes ook, vir hierdie sonde en vir hierdie mense kan 'n mens nie meer bid nie, omdat hulle Christus in die openbaar eintlik opnuut weer gekruisig het en teruggegaan het na hulle bose werke en hulle bose lewe. En vriende, u kan miskien dink daar is nie sulke mense nie. Luister, in my bediening het ek al mense gesien wat op 'n stadium die Here gedien het en ek was so opgewonde saam met hulle. Vandag is hulle lief vir die donker, duister lewe van Satan. Die boosheid wat hulle plaas op hulle status, op hulle selfone, dit waarmee hulle besig is, die verslawing aan drank, die verslawing aan sonde, die haat vir God en sy woord. Vriende, wil ek vir u sê, dit is so geweldig gevaarlik. Beteken dat ons mag glad nie vir hulle bid nie? Ek kan nie vanmôre vir u sê, u mag nie vir hulle bid nie. Maar die Bybel sê, daar kom op 'n punt, dat 'n ou nie jou parels voor die varke gooi nie. So dis een van die verklarings. Die tweede verklaring gaan oor die gereddes in die gemeente, wat aangaan met hulle sonde. Met ander woorde, dis mense wat die Here ken, en hulle het hierdie bewuste sonde waarmee hulle aangaan, en dan verwys hulle na hierdie man Ananias en Safira, in Handelinge 5 vers 1. Jy sal onthou toe die Nuwe Testamentiese kerk begin is, toe die Heilige Gees uitgestort is, het daar 3000 tot bekering gekom, later weer 2000, en die mense het hulle eiendomme verkoop en al die geld aan die apostels gebring, sodat almal gemeenskaplik die dinge kon besit, en dat almal dan ook eweredig kon ontvang om versorging te beleef. En daar was 'n man en vrou met die naam van Ananias en Safira, en die Bybel sê hulle het aan Petrus gekom om gesig te koop. Hulle was eintlik mense wat probeer het om in die gemeente 'n naam te maak, en hulle sê vir Petrus, hier's die geld wat ons dan vir ons grond verkry het. En nou sê Petrus in Handelinge 5 vers 3, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie jou gebly nie, en toe dit verkoop was, was nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy in hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En die Bybel sê vir ons, dat toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit hoor. Later toe kom sy vrou in, Safira en sy man het ooreengekom en het vooraf afgespreek om vir Petrus dieselfde storie te vertel. Met ander woorde, hulle was leenaars. Hierdie sonde van leens was teenwoordig in hulle lewe. En die Bybel sê vir ons dat Petrus het haar daaroor gekonfronteer, en die Bybel sê dat sy ook neergeval en gesterwe het. Nou weet ons dat in die Nuwe Testamentiese kerk, toe dit begin het, was daar sekere wonders en tekens en sekere dinge wat gebeur het, wat nie altyd vandag in die kerk vandag gebeur nie. Daarom het ons nodig om die konteks te verstaan. Maar die boodskap is baie duidelik. Moenie vir God lieg nie. Moenie in 'n patroon van leuns verval nie, want die Bybel sê vir ons dat God haat leuns. En daarom kan die Here, en vriende, sal die Here as hy dit nodig vind, iemand met die dood tref. Dan dink ons ook aan wat die Here vir ons sê, daarmee sluit ek af, in die hoofstuk wat handel oor die nagmaalsformulier, of waar die apostel Paulus hierdie formulier van die nagmaal instel. En nou praat hy van die brood wat gebreek word, en die wyn wat gedrink word, en nou gee hy die waarskuwing, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself op die proef stel, wanneer hy van die brood eet en van die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet of drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Hoor nou, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word,
word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Jou vriende, in hierdie geval verwys dit aan geredde mense, wat miskien met sonde in hulle lewe besig is, en nog steeds die tafel van die Here gebruik, tot op 'n punt dat die Here afsny en sê, luister, nou neem ek hulle lewe. En die Bybel leer vir ons baie duidelik, dat daar sulke gevalle in die Bybel was. Ek moet vir u sê, en ek wil daarmee afsluit met hierdie ware verhaal. Op 'n stadium in my lewe het ek 'n jeugleier gehad, wat 'n baie toegewyde man was. Op 'n stadium het hy betrokke geraak met 'n ander vrou, en hy het in 'n buite-egtelike verhouding betrokke geraak, en as 'n jong man, het hy in die hospitaal op sy rug gelê met 'n hartaanval. Daar het sy skoonpa na hom toe gekom en vir hom gesê, luister, jy moet jou bekeer tot die Here, jy moet hierdie sonde van jou bely, jy moet teruggaan na jou vrou. Hy het geweier om dit te doen. En ag vriende, dit was 'n paar weke later, toe ry hy en 'n ander persoon in 'n voertuig, die voertuig van die pad, teen 'n wal vas, en terwyl hy daar besig was om te sterwe, toe sê hy vir die ander persoon, ek moes na God geluister het, toe hy met my gepraat het in die welaangename tyd. Daar kon jy gebid het vir hierdie man, die Here sou daai gebed nie verhoor het nie. Waarom nie? Omdat hierdie man in sy sonde volhard het, en hy daardie brug, ek wil amper sê, oorgegaan het, waar daar geen omdraai kans is nie. Daarom wil ek vir u sê, dit is die twee verklarings, wat aan hierdie vers gekoppel word. Die belangrike boodskap vanmôre is, moenie God versoek nie. Moenie sê jy's 'n kind van die Here, en dan skryf jy werke van God toe aan die duiwel nie. Moenie sê jy's 'n kind van die Here, en jy bly volhard in jou sondige lewe nie, want God sal ons besoek met sy tug, en met sy oordeel, en met sy straf. Vir die kind van die Here, dank God, ons sal nie verlore gaan nie, maar die Bybel sê ons sal skade ly. Die ongeredde sal hoor vir ewig gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Mag die Here ons genade gee, dat ons die kruks van die boodskap nie sal mis nie, dat ons eerder nie hierdie pad sal stap, en die Here sal beproef tot op 'n punt nie, maar dat ons sal sê, Here, ons hoor die waarskuwing, hier is my lewe, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Mag die Here ons seën met wysheid, en mag ons 'n lewe leef van heiligheid, waar ons God nie beproef nie, waar ons God nie versoek nie, waar ons God nie uitdaag nie, maar in onderworpenheid aan hom 'n lewe leef tot sy eer. Groete vir u, mooi dag verder te raak.